1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die saadkabouters. Mamma, vra Johan, hoekom het ek nog nooit 'n kabouter gesien nie? Ek is dan so 'n soet seentjie. Ja, sê mamma, jy is soet. Maar is dit nie dalk omdat jy so dikwels huil nie? Johan dink so 'n bietjie. Sy mamma is reg. Hy huil darm al te baie. Hy huil nie net as hy nie lus het om sy goed weg te pak nie, maar sommer ook as sy maatjies wil huis toe gaan. Hy huil as hy nie in die reën mag speel nie en hy huil as hy saans moet gaan bad en slaap wanneer hy nog wou speel. Sommer net daar besluit Johan om nie weer onnodig te huil nie en om sy speelgoed gereeld weg te pak wanneer hy klaar gespeel het. Miskien sal hy dan 'n kabouter kan sien. Een aand sê Johan se pappa, jy weet, mamma, ek sien nooit meer Johan se goed rond lê nie. Dis ook lanklaas dat ek hom hoor huil het. Ek wonder wat met hom gebeur het dat hy so soet is. Nog so 'n bietjie later, toe die reën baie hard val, sê pappa weer, ek wil darm net gaan seker maak of Johan sy driewiel onder die afdak weggesit het. Dit sal roes as 'n nat reën. Toe maar, pappa hoef nie te gaan kyk nie, sê Johan. Ek het dit weggepak toe ek sien dat dit wil reën. Mensig, maar jy is darm soet, sê pappa. Ja, dis 'n plesier om Johan in die huis te hê. Geen trane meer en geen goed wat rond lê nie. Met so 'n groot seun in die ronde, is dit darm baie aangenaam. Die volgende dag skyn die son heerlik warm. Johan staan in die tuin met sy hande diep in sy broeksakke gedruk, net soos pappa altyd doen wanneer hy diep dink. Reg voor hom, onder 'n groot boom, lê 'n dik laag bruin pele. Hulle het papnat gereën, maar die son is besig om dit warm en droog te bak. Johan weet wat pele is. Dit is die doppe wat om die saad van sommige bome en plante is. Ertjies is ook saad wat in pele ryp word. Wanneer die bome se saadpele ryp word, word dit bruin en val dit van die bome af. Die kabouters sorg dat daar van die saad na ander plekke weggeneem word, sodat dit daar ook kan groei. Johan staan lank so en kyk na die pele. Hy hoor nie eens 'n voeltjie fluit nie. Dit is doodstil om hom. Toe gebeur daar 'n snaakse ding. Krts, krts, krts. Hoor hy reg voor hom tussen die bruin pele. Hy gaan baie stadig en saggies op sy hurke sit en haal nie eens sy hande uit sy broeksakke nie, want hy is te bang hy maak 'n geluid. Hy luister en kyk en kyk en daar hoor hy dit weer. Krts, krts, krts. Maak dit sommer oral waar die son so warm op die nat pele bak. Woerts! Spring een peel oop en die pytjies spring uit. Woert! Spring nog een oop en nog een en nog een. Johan word so bly dat hy amper hardop na mamma roep. Hy is nou seker hy het by 'n kabouterland uitgekom. Hy was mos baie soet vandat sy mamma gesê het hoe soet hy moet wees as hy 'n kabouter wil sien. Krts, maak dit weer. Johan sien iets blinks tussen die pele. Dit lyk amper soos waterdruppels. Dis mos kabouteroogies wat daar uitloer, dink hy. Die kabouters het regtig die pele kom help droogmaak en die pytjies kom haal om dit op ander plekke te gaan plant. Net toe Johan seker is, daar gaan nou 'n kaboutertjie uitkruip, gebeur daar 'n vreeslike ongelukkige ding. Snoetjie, sy wit hondjie, kom blaffend om die hoek van die huis gedraf. Johan skrik so groot, hy val vooroor op die pele.
Snoetie, raas hy. Kyk wat vang jy nou aan. Die kabouters het nou almal geskrik. Ek raps jou sommer. Ag, en daar doen Johan 'n baie verkeerde ding. Hy begin huil en kan natuurlik toe nie tussen die trane deur die kabouters sien nie. Toe maar wat. Nou weet ek waar ek volgende keer na die reën moet kom kyk. Ek sal net eers vir Snoetie in die huis toemaak. Hy sal nie weer vir my of die kabouters kom verras nie, dink Johan tevrede. Fluit, fluit. Ons storie is uit.